Psalm 139 vers 13 tot 17. For you formed my inwards parts. You covered me in my mother's womb. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. My frame was not hidden from you when I was made in secret and skillfully wrought in the lowest part of the earth. Your eyes saw my substance being yet unformed, and in your book they all were written, the days fashioned for me, when as yet there were none of them. How precious also are your thoughts to me, O God. How great is the sum of them. Johannes' storie begin eintlik 'n hele paar jaar voor hy gekom het. Ons het 2 dogters, maar ons het 'n profesie gekry dat ons gaan 3 kinders hê. Op daai stadium het my man nou al klaar gegaan vir 'n snip. Finansies was maar knyp, ons was al 2 in die polisie en ons moes mooi kyk na die finansies, so sy plannetjie was net 2. En seker so 'n paar maande voor Johannes gekom het, Abba ook met my begin, hy het vir my hierdie skrif gegee, Psalm 139, en vir my 'n prentjie gegee, ek moet dit skilder, wat ek gedoen het. En toe ek en my dogters albei begin drome kry oor babietjies. Hoe om babietjies droog te maak, ek het gedroom 'n kraam. So ons het gedink iets in die gees gaan gebore word, want as jy van babas droom, maar toe was dit nou 'n fisiese baba. My ma werk vir 'n organisasie genaamd Shiloh. En sy het die dag van die werk afgekom met fotootjies van hom. Op daai stadium het ek by die hek gestaan op pad na 'n vriendin van 'n vriendin, wat 'n pleegouer was. Ek wou by haar gaan uitvind dit oor hoe neem 'n mens kinders aan. Dis nou natuurlik heeltemal sonder my man se wete gewees op daai stadium, maar ek het net begin kriebelrig voel en gedink ek wil net daai ook ondersoek. Toe my ma by die huis kom met hierdie fotootjies van hierdie babietjie, het ek vir haar gesê, maar kom reis saam, en dan gaan hoor ons by hierdie vrou, wat staan ons te doen. So my ma was genader deur 'n vroutjie wat in die plakkerskamp bly, en sy het kom hulp vra, want oorkant daar het 'n mamma gebly met die babietjie. En die mamma was nie in staat om na die babietjie te kyk nie. Finansiëel kon sy dit glad nie doen nie. En babietjie was baie siek. So toe sy my ma nou by die huis kom met die foto's, laai ons haar ook in die kar en ons gaan kuier toe vir die dame wat die pleegouer is. Die aand toe ons by die huis kom, toe kom my ma boontoe, my ma bly by ons in 'n woonstel. Toe sê sy, maar sy het ervaar, die Here sê, ons moet nou gaan en gaan kyk, hoe gaan dit met babietjie. Nou dit was die 2 Januarie, en as 'n ex-polisievrou, wat self in die plakkerskampe gewerk het, ek vir haar gesê, nee mami, dit is nie die ding om te doen nie. Ons kan 'n paar dae wag, maar ons gaan nie nou daarin as 'n siviele persoon nie. Dit was al 8:00 die aand. My ma het nie nee gevat vir 'n antwoord nie. Sy is af woonstel toe en sy het 'n man en vrou wat saam met haar werk gaan bel en hulle toe deurgery en net gaan kyk. Toe hulle nou daar kom, toe was babietjie regtig baie siek. Toe hulle hom aan hulle arms neem, het sy koppie agteroor gegaan, hierdie fontenaal van hom was heel ingesonke, so gedehidreer was hy was soos 'n lappoppie. Hulle het dadelik met hom deurgery hospitaal toe, en toe hulle daar kom, het die dokter gesê, as hulle 2 ure laat was dit verby, dan was hy oorlede. Soos my mamma geluister het na my wysheid, was hy dood, en gelukkig het sy nie. Daai volgende oggend, in my stilte tyd, het ek baie sterk ervaar, Abba sê vir my ma, dis my seentjie. Nou, ek het hoeveel jare nou al gevry vir nog 'n kind, en my man wou net niks weet nie. So my woorde aan Abba was, as dit Abba is wat praat, dan gaan hy dit self vir my man moet sê. En as dit nou my begeerte is, dan sal dit ook tot niks kom nie. So 4-5 dae later het die dame wat om toe nou gepleegsorg, of wat die pleegsorgmamma was, sy is toe deur hospitaal toe en hy sou na die tyd na haar toe gekom het. Hy het toe nou ook. Sy het sy papierwerk gaan doen en al so aan, en sy het 5 ander babatjies ook by die huis gehad wat sy gepleegsorg het.
Ek het ons selkerk geskakel, die dames en gesê, ek wil graag hierdie dames seën en vir haar formulemelk gee en doeke, want daar gaan nou 'n ekstra babietjie waar sy nou moet kyk. So 'n paar dae later het ek nou als ingesamel en ek sê toe vir my man, maar ek wil gou hierdie gaan aflaai. Hy sê toe dadelik, maar hy wil saamry, want ons het soort van 'n tradisie gehad om 1 keer 'n week by Mangambine draai te maak. By die koffiewinkel en net lekker te gesels en die meisiekinders te hoor wat is op hulle harte, net weer in te skakel by almal. En hy sê toe, maar kom ons gaan gooi net die goedjies af by die hospitaal en dan gaan kuier ons by die koffiewinkel. Wat ons toe nou gedoen het, maar ek het natuurlik my hart het so gegaan, want dis toe nou die eerste keer wat ons nou vir Seentjie gaan sien. En ek en Abba het hierdie ander gesprek gehad, waarvan my man nie weet nie. Toe ons daar by daai babasaal instap, toe was dit asof jy so reg in Heilige Gees se teenwoordigheid instap. Jy weet, my man se nekkie het so styf geraak. My jongste dogter het begin huil. Daar was regtig 'n atmosfeer van heiligheid daar. Ons het gekyk na hom en teruggegee en ons het gery. En toe ons in die koffiewinkel sit, toe kyk my man so lank na my, toe sê hy vir my, mamma, ek voel daar is ons babietjie. So Abba Vader het werklik in 'n oomblik die koning se hart gedraai vir die kinders. Dit was nog 'n jaar of wat se pad wat ons geloop het met die mamma om hom af te teken en hom wettiglik aangeneem het, maar ek het klaar my bevestiging gehad, hy was ons. En dit is basies die storie van hoe Johannes in ons lewe gekom het. Hulle moet net weet dat God hulle liefhet en God kan wonderwerke doen en dat daar iemand is wat hulle liefhet en dat hulle pappa nie hier op die aarde is nie, maar ook in die hemel. Ja, dis presies wat die woord van Psalm 139 vir ons leer, is dat niemand is 'n ongeluk nie, niemand is toevallig nie. God weet van ons nog voor ons geskape is, as ons daar opgeskryf in sy woord en het hy 'n droom en 'n roeping vir ons oor sy groot liefde vir ons. Ja, mense gaan jou altyd teleurstel, mense gaan jou altyd seermaak, maar ons hemelse pappa sal dit nooit ooit doen nie. Hy het ons te lief, hy het sy enigste seun gegee om in ons plek te sterf. So sy liefde vir ons is daar's nie woorde daarvoor nie. Jy is nooit alleen nie en hy sal jou nooit alleen los nie. Johannes se storie is ook die resultaat van gebed, want ek weet toe sy biologiese mamma swanger was, het sy dit oorweeg om dalk 'n abortus te hê. Maar 'n vroutjie wat agter haar bly, ou Violet, het begin bid vir hierdie swangerskap en sy mamma oortuig om nie vir 'n abortus te gaan nie. En Johannes is die produk van gebed, van Violet wat gebid het dat Johannes moet lewe. En vandag lewe ons, soos die woord sê, hy het vir ons gegee lewe en lewe in oorvloed. Jy mag moeilike tye hê, maar daar's lewe in die Here, nie dood nie. Besoek YouTube en tik in God se krag in my krisis. Subscribe tot ons gratis kanaal vir nog stories van hoop.